wat jy bely, en wat jy vanoggend gespreek word, vanoggend van hierdie kansel af, amen. Daar is krag in ons woorde in Jesus naam. As jy vanoggend hier gesit het, en jy voel, die vyand het nog iets in jou lewe, en jy wil loskom, vrykom, dis vanoggend jou kans, dis jou geleentheid. Here, dankie vir 'n vernuwende mens in Jesus Christus. Die krag wat daar is in die bloed van die Here. Ek wil nader kom aan die Here in 'n diepe verhouding met God. Amen. Ja, ons wil. Dis wat jy bely, wat jy spreek. Ek wil vir jou sê, jy is vanoggend op die beste. Amen. Dank die Here vir die mense wat so saam kom met in hierdie bidkamer. Want ek kan sien hoe God in 'n beweging is. As ek luister na die woord en die goed wat die Here vir my gee, bevestiging, dan weet ek is op pad saam met die Heilige Gees. Amen. As jy nog in die bank sit, hoe besig is God in jou lewe? Deur sy Heilige Gees, bevestiging met woordbeloftes, drome, wat die Here soms release in die nag, en wat die Here met 'n droom na my toe kom en 'n verklaring, hoor nie wat ek sê, 'n visie wat jy soms kan sien, 'n Bybel wat jy oopslaan en God praat met jou in Jesus. Ek weet nie, maar jy het begeerte. Amen. Ja, daarom lê ons neer, ons maak deure toe en ons sê, Here, dankie vir dit wat U vir my instoor het. Amen. Ek wil vir jou sê, as jy Bybel het hier, blaai saam met my na Esegiel 37. Daar is krag in wat jy bely, en wat jy spreek en wat jy glo. Amen. Ek kom in opstand vanoggend teen elke woord van dood in hierdie plek in Jesus. Ja. Ons is in 'n geestelike geoorlog. Daar is geen deelgenootskap tussen lig en duisternis, geregtigheid en ongeregtigheid. Ek kies waarheid. Ek kies Jesus. Ek kies lig. Amen. Ja. En die woord kom daar is in Esegiel 37. Hy sê Israel word herstel. En ek wil vir jou sê, as daar nou een ding is wat die Here wil herstel, ek wil jou sê, is rustig. Here, herstel ek van die woord met tyd keer soos hy daar staan. Here, kan strome van lewende waters in hierdie gemeenskap begin, is God se Gees wat 'n verskil maak. Wat maak 'n verskil in jou lewe? Dis die Gees van God. Dis die strome van lewende waters. As ek sê, laat die Gees toe. Wat laat die verskil in hierdie gemeente, die seën van God? Dis die lewende waters. Ek weet nie, maar ek het dit nodig. Ek het die seën van God nodig. Op elke area kan ek maar inbeweeg, ek kan invloei. En ek wil jou vanoggend vra, wat bely jy? Wat spreek jy? Want wat jy gaan bely en spreek, is dit wat jy gaan kry. Weet jy, ernstig, Esegiel 37, die hand van die Here was op my, en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here, my neergesit in die laagte, en dit was vol bene, sê die woord. Heel waarskynlik dooie bene wat daar gelê, wat Esegiel gesien het, hy sien hierdie visie, hy sien hierdie prentjie, en hy my hulle laat verbygaan van alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, kyk, hulle was baie dol, en hierdie bene was heel waarskynlik droog. En ek wil vir jou sê, as jy so uitbeweeg en jy kyk so rustig in jy ry, dis woestyn. Ons het die Here baie nodig in rustig maak. Ons het nodig dat hierdie lewende waters beweeg. En ek bedoel, hier sien Esegiel hierdie bene en dis dol, dis droog. Kyk wat sê die Here vir hom. Toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, U weet dit. Daarom sê hy vir my, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dorre bene, hoor die woord van die Here. So spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring Gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Ja, die Gees van God so nodig. Hierdie bene, die Gees van God begin inbeweeg, word hulle lewendig. Kan ek 'n amen kry? Ons gaan moet begin spreek. Ons gaan moet begin bid. Ons gaan moet begin profeteer oor hierdie plek in Jesus naam. Profeteer oor jou eie lewe. Profeteer oor hierdie gemeente. Profeteer oor ons einde, kosbare mense wat God nodig het.
gebring hier met 'n doel. Ek sê altyd ek werk vir God. En ek weet, dis hier waar hy my wil hê in hierdie seisoen, en dit wat ek hier moet doen, en ek weet, woord bring 'n groot verskil in mense se lewe. Dis die woord wat mense se lewens verander. Amen, amen. Maar ja, en ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel aan julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Toe het ek begin profeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was ek gedruis, en kyk, beroering, en die been het nader gekom, elke been na sy been. Amen. Dis die woord van Esegiel 37, wat 'n wonderlike gedeelte te herstel van Israel, en ek staan werklik vanoggend op God se woord, sy beloftes, dat ons sal begin spreek, bely en sal profeteer. Begin profeteer oor jou eie familie, profeteer oor jou huis. Het jy al 'n bietjie uitbeweeg? Het jy al harte begin bely en begin spreek? Woord begin inbid en inspreek oor sake, oor situasies in Jesus naam. Amen. Hardop te bely, te spreek, want hier staan duidelik, die Here gee vir Esegiel, hy sê begin profeteer. Ons lees dat die Here se hand was op hierdie profeet en hy sien hierdie vol bene, hierdie laagte vol droë dor bene. En hy moet begin profeteer oor hierdie bene, sodat dit lewendig kan word. En dan lees ons in vers 4. Profeteer oor hierdie bene, sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Kan ek 'n amen kry? Iets wat dood is, letterlik dood in sy gees, skielik begin jy lewe spreek. En soos wat jy lewe spreek, gaan God se gees inbeweeg, en dan kom lewe, en dan kom verandering in Jesus naam. Ek wil jou aanmoedig, jy sit vanoggend hier met 'n saak, met 'n situasie in jou lewe. Wat bely jy? Wat spreek jy? Here, ek kan nie meer nie. Ek is moeg, ek is moedeloos, ek is in hierdie saak, in hierdie situasie. Ek wil vir jou sê, staan op vanoggend in Jesus naam. Ek gaan die situasie, die omstandighede begin aanspreek in Jesus naam. Amen. En sê, Here, dankie vir deure wat begin oopgaan. Ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid. Die woord sê, U seën my met alle geestelike seënings in die hemel en op aarde. Die Here is my herder, niks gaan my ontbreek nie. Dankie Here vir die woord wat sê, met goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Amen. Amen. Ek wil vir jou sê, God se gedagtes vir my is 'n hoopvolle toekoms. Gedagtes van vrede, nie onheil nie, want hy beplan vir my 'n hoopvolle toekoms in Jesus naam. En ek maak myself vas aan hierdie hoopvolle toekoms in Jesus naam. Ek wil vir jou sê, daar's iets in wanneer jy begin bely, wanneer jy begin spreek in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou sê, begin profeteer, sodat God se gees in hierdie saak, in hierdie situasie kan inbeweeg in Jesus naam. Pas op vir woorde vir dood wat jy kry. God sê duidelik, die regverdige gaan deur geloof leef. Laat dit wees volgens jou geloof. Amen. Ek wil vir jou sê, ons moet ophou begin murmureer. Ons kla soos daai Israeliete, en tog is daar tye in ons lewens wat God hom magtig openbaar in Jesus. Amen. Ja, dis altyd vir my so amazing as 'n mens kan bid en die Here kan vir ons iets wys in die gees wat hy afgekeer het, waar 'n aanslag soms op ons lewens kom, en hoe die vurige pyle deur gebed afgekeer is. En wat ons glo, en wat ons spreek, en wat ons kan bely. Ja, ek het hierdie week dit belewe. Die Here het my gewys in die gees. En dis wonderlik om so naby God te kan leef. Hoor jy wat ek sê? Die krag waarom gebed is. Ja, so wonderlik. Ons ken hierdie gedeelte, ons weet dat die volk Israel was in 'n totale ballingskap as gevolg van sonde. En hulle het nie ag gegee op hierdie waarskuwings van God nie. Jeremia 26:13. Maak dan julle weg, julle handelinge goed. Luister
Here onheil wat teen julle gespreek het. En hierdie volk het telke male nie na die profete geluister nie. Wat was die gevolg? Ballingskap, waar hulle moes in beweeg en ingaan. En hier is weer die herstel wat die Here vir Esegiel wys. En dit wat hy moet wil doen, en hoe hy moet begin spreek en profeteer. Die tempel was sentraal in Jerusalem. Dit was belangrik dat Jahwe se heerlikheid nou weer aan die stad en die tempel moes terugkeer. So wat moes hy begin doen? Hy moes begin spreek, hy moes begin profeteer. God wou herstel. Die tyd is verby. Ja, en die woord kom. Hy woon onder sy volk en vanuit hierdie tempel sal sy seën op die land en die volk rus. Die tempel in daai tyd, Ou Testament baie belangrik. Vandag steeds die huis van die Here. Want hier waar seën en guns oor jou lewe afgebid en uitgespreek word. Amen. God se volk waar ons as volk by mekaar kom. 'n gebroke verhouding met Israel tussen Jahwe en sy volk moet herstel word. Die woorde, baie duidelik, jy sal vir my 'n volk wees, ek gaan vir jou 'n God wees. Dui op die warm klop van Jahwe se verbondshart. Hy het 'n verbond gesluit met hierdie volk. Ek en jy is onder die nuwe verbond. Amen. Hy wil vir ons 'n God wees. Ons is sy kinders. Amen. Ons kom weer terug, Nuwe Testament toe. Maar die Here herinner weer dat hulle sy eiendomsvolk is 'n uitverkore volk is. En dit wat hy wil doen in hulle lewens. En wat interessant, Esegiel 11, 19 tot 20 praat hy van die verandering wat gaan plaasvind in hulle harte. Ek gaan hierdie kliphart sal ek verwyder, 'n nuwe hart en 'n nuwe gees in hulle gee. Ek weet nie, maar ons profeteer oor mense se lewens vir nuwe hart en nuwe gees. Amen. Wat spreek ons? Wat bely ons? Hoor nie wat ek sê, my broer en suster? Dankie vir die woord wat uitgaan, sodat hulle in my insettinge kan wandel, my verordeninge kan hou en doen. En hulle gaan vir my 'n volk wees. En ek gaan vir hulle 'n volk wees. Sê die woord baie duidelik. Die Here wil hê hulle moet terugkeer, hulle moet op sy insettinge, sy verordeninge begin leef en begin doen. En jy gaan net dit regkry vandag as ons die Heilige Gees het. Amen. Amen. Ek wil die Here ons bekwam maak om in sy wil te bly, in sy wil te doen. En daarom bid ons vandag en ons spreek lewe oor mense wat verlore is. En ons bid en ons vertrou God dat hulle in God se koninkryk sal inkom. Ek staan op die vrug van die Gees. Here, ek maak mense vas aan karaktereienskappe van Jesus. Ek weet nie hoe's jy nie. Ek maak hulle vas aan Handelinge 9. 'n Paulus ontmoeting op die Damaskuspad. Ons moet woord ken, ons moet woord spreek, ons moet mense vasmaak aan God se woord, aan sy beloftes. Daar's krag in God se woord, want jy begin dit glo in jou eie maak. Belangrik dat ons moet begin profeteer oor sake, oor situasies. Dis God se Gees wat inbeweeg en verandering bring, soos wat jy spreek, soos wat jy bely. Verandering, vernuwing in ons lewens. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Ek spreek lewe oor ons einde, oor rustig. Amen. Ons gaan aan. Luister, ek wil jou aanmoedig, kom maar in die Gees. Jy so ry in jou motor en jy sien mense so langs die pad hierso en maak self onrustig. Begin hulle klein. Begin hulle vasmaak vir die Here. 'n Sekere tye wat ons soms hier in ons einde inkom en jy kom hier by die kerk en jy moet iets doen, dan sien jy 'n beweging meernis van mense in die strate. En ek sê altyd vir eendag dit is bedrywig. Ek wil sê begin hierdie mense bietjie klein. Amen. Ridderstraat, Elise, daar waar jy in Ridderstraat bly, weet jy wat ek sê? Mense begin daar op en af beweeg. Dan sê ons Here, ons spreek lewe oor ons einde, rustig in Jesus naam. Amen. Dis sy Gees wat mense oortuig van sonde, oordeel, van geregtigheid. Ek bid dat God sy liefde in mense se harte gaan uitstort. 'n Ontmoeting gaan kom met die Here, 'n werklike ontmoeting.
en dat hulle die Here se liefde gaan beleef, gaan ervaar in Jesus naam. En ja, ek praat vanoggend 'n bietjie met jou oor die tong. Jakobus praat oor hierdie tong. En jy het besluit, jy het 'n keuse oor hoe jy hom wil beheer en hoe jy hom wil gebruik. Die woord praat baie duidelik daaroor dat ons tong kan beheer. Want Jakobus praat dan hoofstuk 3, hy praat oor die beheersing van die tong. Vers 10, hy sê uit dieselfde mond kom seën en vervloeking. Daarmee loof ons die Here en daarmee vervloek ons soms mense. Daarom moet ons waaksaam wees wat ons spreek, wat ons bely, want die Here het gesê, laat daar wees, lig wees, en daar was lig. Hy het net 'n woord gespreek. Daar is soms krag in ons woorde. Kan ek 'n amen kry? En ons moet waaksaam wees. Ons het gehoor donderdag te gaan wat gepraat het van laat daar wees. Krag in Jesus se woorde. Roep die dinge wat nie bestaan nie asof dit bestaan. Ons moet ons tong kan beheer. Hy skryf in vers 3, skryf Jakobus, hy sê, is soos 'n stang wat jy in 'n perd se bek sit, sodat dit kan gehoorsaam. Dis tog 'n baie klein stang wat jy in 'n baie sterk dier sit en hy begin sodat jy daai perd kan beheer. Stang wat jy in sy bek sit. Hy sê, hy verwys daarna, hy sê, soos ons tong, soos dat hy hierdie perd kan beheer, so kan ek en jy ook ons tong beheer. Jakobus vergelyk ook die tong met die roer van 'n skip. 'n Skip is tog 'n eislike vaartuig, tonne vrag deur stormagtige see. Maar hierdie skip word slegs beheer met 'n klein roer. Kan ek 'n amen gee? Die woord praat daarvan. As die roer reg gebruik word, kan hierdie groot skip deur die storm weer kom na die hawe toe. Baie wat die woord praat daaroor, baie verseker. As die roer verkeerd gebruik word, word die skip op die rotse gedryf en vergaan dit. En dis 'n groot waarheid. Hoe gebruik jy hierdie tong? Want hierdie tong kan vir ons in die moeilikheid help. Kan jy jou tong beheer, my broer en suster? Jakobus praat baie duidelik in Jakobus 3 van beheersing van jou tong. Hierdie skip, hierdie klein roer, gaan deur 'n stormagtige see en hy kom veilig aan die ander kant uit. Net so kan ons tong ook beheer, sodat ons nie 'n storm self soms vir ons eie lewe bring nie. Ons moet waaksaam wees wat ons spreek, wat ons bely. Net so die beheer van jou tong, 'n baie klein deeltjie van jou liggaam. Tog is dit 'n baie dinge wat 'n effek het op dit wat jy spreek, op dit wat jy bely met hierdie tong. As die roer van jou liggaam, jou tong reg gebruik word, sal jy jou goddelike lewensdoel bereik. Ek gaan vir jou sê, as jy hierdie tong verkeerd gebruik, gaan die vyand by jou steel beloftes wat God in jou lewe in vervulling bring. Daarom moet jy lewe spreek, op God se woord en se beloftes staan en God kan glo en hom kan vertrou. Amen. So gebruik ons hierdie tong. Wat spreek ons? Wat bely ons? En ek gaan verwys na die woord in Eksodus 14. Hier's weer 'n geval wat mense hulle tong verkeerd gebruik. En die vrug daarop, die gevolg met dit wat gebeur. Dan sê ek, Here, vat beheer van hierdie tong van ons deur die Heilige Gees. Help vir ons om te begin dink, te doen, te praat soos Jesus. Amen. Vat beheer vir ons. Hier verlange, help vir ons, ons mekaar sal bemoedig, sal opbou, seën oor mekaar sal uitspreek. Eksodus 14:8. Die Here het die hart van 'n Farao, die koning van Egipte, verhard, sodat hy die kinders van Israel agtervolg het. Maar die kinders van Israel het met 'n hoë hand uitgedryf, sê die woord. Hoe die Here hulle uitgelei het uit Egipte is net God. Amen. Ons ken daai gedeelte van die plaag en hoe Farao uiteindelik hierdie volk laat gaan het. Moses het vir die volk gesê, ek bedoel, hulle kom by hierdie plek en hulle moet oor hierdie Skelsee gaan. En dan ontvang hulle hierdie woord, Moses ontvang hierdie woord van die Here en toe God hom 'n woord gee, toe sit hy uitgemaakte saak. Ons
kan woord, ons kan belofte van die Here kry, maar Moses kry hierdie woord, hy sê, wees nie bevrees nie, staan vas, aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle gaan bewerk. Soms is ons net stil en God stry vir ons. Staan vas, aanskou die verlossing wat ek vir jou vandag gaan bewerk. Ons dien 'n groot God. Amen. En in oomblikke openbaar die Here homself magtig en hoe hierdie volk kon deurtrek. Moses het net sy staf opgehef, uitgesteek oor die see en gekloof, sodat dit op droë grond, sodat hulle op droë grond deurgetrek het. En die Here het hulle deur die woestyn gelei. Hoe die Here met en by hulle was. Luister, hierdie volkkolom, hierdie vuurkolom, en hulle werklik gelei en uitgebring. En ons ken die gedeelte, uiteindelik was hulle daar wat in hierdie beloofde land moes binnegaan. En dan kom die woord, Moses stuur hierdie 12 manne uit om Kanaan te gaan bespied, Numeri 13. En ons ken hierdie gedeelte hoe hulle tonge bepaal het of hulle hierdie land in besit sou neem of nie. Ek sê baie keer is mense in 'n woestyn en hulle is in 'n woestyn. Ek sal vir jou sê, dis nou tyd dat jy die beloofde land moet toegaan. Wat spreek jy? Wat bely jy? Want in oomblikke spreek hierdie mense, bely hulle wat hulle nie moet bely nie. En die gevolg was woestyn. En daarom moet ek en jy so waaksaam, ons moet so versigtig wees, sê die Here, help vir ons met ons tonge, wat ons bely, wat ons spreek, en die woord kom. En ons lees in hierdie gedeelte, vers 10, dit is werklik, en die 10 het gesê, 10 van hierdie manne het gesê, dit is werklik 'n land van melk van heuning. Hulle het 'n rand van 1 tros druiwe afgesny, en 2 het dit met 'n draagstok gedra, sê die woord. 1 tros druiwe kon werklik, hulle kon 2 daaraan dra. Dit was werklik 'n land van melk en heuning, want ek bedoel, hulle moes terugkom en hulle moes vertel wat beleef hulle daar. Maar die volk wat in die land woon, maar dan kom die negatiewe goed. Ja, hulle sien hierdie land van melk en heuning, maar dan in oomblikke kom hierdie 10 ook en hulle spreek 'n vloek uit. En hulle sê baie duidelik, maar die volk wat in hierdie land woon, is sterk en die stede is versterk, baie groot, en ons het daar ook kinders van die Enakiete gesien, en oomblikke begin hulle twyfel, begin hulle negatief praat en spreek. En dit was Kaleb wat gesê, laat ons gerus optrek en laat ons dit in besit neem, want ons gaan dit sekerlik oorweldig. Kaleb en Joshua, ons weet, hulle het God geglo en vertrou. En dan vers 31, maar die manne wat saam ons opgetrek het weer gesê, ons kan nie teen hierdie volk optrek nie, want hulle is sterker as ons. So het hulle dan, sê die woord, slegte gerigte onder die volk en die kinders van Israel versprei. En as jy slegte gerigte begin versprei, ek bedoel van 10, en dit begin inbeweeg en jy begin mense beïnvloed, want jy nader aan die gees van verdeeldheid. En oor dit wat hulle gespreek het, kan hulle nie hierdie beloofde land in. My broer en suster, daar is 'n gedeelte en daar is krag in God se woord. Dit was slegs 'n Joshua en 'n Kaleb wat negatief gepraat het en gesê, sekerlik, ons gaan optrek, ons gaan hierdie plek in besit neem. Die gevolg van die 10 wat negatief gepraat het, 40 jaar in die woestyn. Here, help vir ons dat ons net uit hierdie woestyn kan uitkom. Is jy in 'n woestyn? Hier is bevestiging vanoggend van hierdie kansel af. Amen. Lewe bid en spreek in jou situasie in. Ek sny vanoggend elke woord van dood in hierdie plek af in Jesus naam. Elke woord. Verander ek in die seën van God. Jy is nie kop, jy is nie die ster nie, jy gaan op in Jesus naam. Wat bely jy? Wat spreek jy?
ons sê, God was getrou aan sy woord, en hoe hy dit in vervulling gebring het. Die Here Josua, kyk, Josua is deur daai woestyntyd, waar God hom op maar voorberei het, en die Here eintlik Josua gebruik het, en hy hierdie plekke in besit geneem het, en hoe hy dele oorwin het, hoe die Here hom opdrag gegee het, en hoe die Heilige Gees hom gelei het. Maar ons ken hierdie gedeelte in Josua 6, waar die woord baie duidelik kom, en dit wat hulle beleef het in Numeri 13, en God se almag en sy grootheid, kom met 'n oomblik in vervulling, en hier staan, toe skree die volk, en hulle het op die horings geblaas, en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot kruisgeskree aangehef, en die muur het op sy plek ingevul, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. Amen. Ek wil vir jou sê, moenie goed uitredeneer met ons denke nie. Die woord sê, as God jou 'n woord te beloftes gegee het, glo, vertrou. Moenie op die sienlike, want hulle sien hierdie verskriklike mense wat soos reëse lyk. Hulle sien hierdie onmoontlike stappe. Ek wil vir jou sê, ons dien 'n God van die onmoontlike. En dit oomblik, openbaar die Here homself op 'n magtige manier. En hierdie mure van Jerigo tuimel in Jesus naam. Ek roep vanoggend oorwinning oor hierdie plek in Jesus naam. Ek bid vir jou dat die mure van Jerigo tuimel oor jou saak en jou situasie vanoggend in Jesus naam. Wat bely jy? Wat glo jy? Wat spreek jy in hierdie dag? Het God jou 'n woord gegee, en jou belofte gegee om aan vas te hou? Want dis geloof, as jy aan iets kan vashou. En sê, Here, ek stap hierdie pad van volharding, en ek herinner God aan sy woord en sy belofte. Hy is die groot ek is, hy is die oorwinnaar, hy is ons hoop, hy is ons anker, hy is die koning van ons harte, hy is ons alles in hierdie dag, in Jesus naam. Kom ons gee die Here eer. Amen. Groot God, jy moet vashou. En dan staan die Here, jullie dat die oorwinning vir jou ook gekom het. Die Here het voorsien, en soms verloor ons hierdie, maar dit is net 'n kort tydjie. God toets ons geloof, en hy het soms iets beters vir ons ontstoor. En die terug, waar die vyand gesteel het in Jesus naam. Dat my einde beter sal wees as my begin. Ja. As mense ons soms aanhoudend te nakom, ek wil vir jou sê, spreek vry, glo, vertrou die Here, kry jou oë op God gefokus, amen, by wie alle dinge moontlik is in Jesus naam. As die Here wat vir ons oorwinning gee, woorde kan genees, woorde kan seën, verwond, of dit kan vervloek. Die keuse is egter joune, hoe jy hierdie tong wil gebruik. Vriendelike woorde, Spreuke 16:24, is soos 'n heuningkoek, soet vir die siel, genesing vir die gebeente. Spreuke 15:1, 'n sagte antwoord keer die grimmigheid af, maar 'n krenkende woord aan die toorn opkom. En dit is so 'n groot waarheid. 'n Sagte antwoord. Die woord leer ons dat jy jou tong kan weerhou van kwaad praat en leuns. Moenie jou ore uitleen aan kinderstories en leuns nie. Hy sê baie duidelik in Psalm 34:14, bewaar jou tong vir wat verkeerd is, en jou lippe dat hulle nie bedrog spreek nie. Amen. Praat die waarheid, spreek die waarheid, ken die waarheid, bly by die waarheid. As ons nie die tong reg gebruik nie, kan dit jou ondergang beteken. Die woord is baie duidelik daaroor in Spreuke 13:3. Ek gee vir jou woord. Wie sy tong bewaar, bewaar sy lewe. Wie sy lippe wyd oopmaak, vir hom is daar ondergang. Kom ons seën mekaar. Kom ons bou mekaar op. En dit wat hy die Here vir ons instoor het, ons is geseëndes van die Allerhoogste.
Woorde kan jou in jou probleem vasgevang hou. Dit kan 'n kort pad wees, of dit kan 'n kort pad wees na jou voorsiening, na jou oorwinning toe. Kom ons spreek God se beloftes van hoop en van oorwinning. Efesiërs 1:3, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus, wat ons geseën met alle geestelike seëninge in hemele in Christus. En ek hoor nou die dag 'n baie mooi getuienis oor hierdie gedeelte. Hoe iemand baie siek was in 'n siekbed en hoe sy in 'n totale depressie verval en 'n moegheid en 'n moedeloosheid. En sy het die Here gedien en skielik het hierdie aanslag gekom sodat sy nie meer kon loop nie. En sy beleef en ervaar hoe die Here met haar bemoeienis maak deur sy gees en sy begin hierdie belofte in haar kamer plak en sy begin dit te bely. Sy begin dit spreek, sy het iets om aan vas te hou en hoe die Here haar uit daai situasie, uit daai saak uitgelig het in Jesus naam. Amen. God se gedagtes vir jou is 'n hoop vir die toekoms. Ons moet vashou aan die Here se woord. Sy beloftes, daar's krag in sy woord. Dit wat ons bely en dit wat ons spreek. En dit was vir my so 'n wonderlike getuienis. En ek is lief vir hierdie versie, maar ja, hier kom iemand in toe. Getuig sy oor hierdie versie. Kweek die gewoonte om goeie woorde te sê, woorde van seën, mekaar aan te bemoedig, woorde van genesing, van vrede, vir my woorde van kritiek, ontmoediging, neerlaag. Ons bou mekaar op. Matteus 21:18. Ons lees op 'n gedeelte waar Jesus self kom en 'n vloek uitspreek in die gevolg daarvan. Daar is krag in ons woorde. Hy praat van die verdroogde vyeboom, Matteus 21:18. Ons lees in die gedeelte dat Jesus honger gehad het. En hy het hierdie vyeboom genader. En toe Jesus hierdie vyeboom nader, sien hy alleenlik net blare daarin. Dan sê Jesus, laat daar in ewigheid nooit weer 'n vrug kom nie. En ons weet, onmiddellik het hierdie vyeboom verdig. Amen, ons krag in God se woord. En toe die disippels dit sien, was hulle verwonder en het gesê, hoe het hierdie vyeboom dan so onmiddellik verdroog? En dan verduidelik die Here dit in daai gedeelte. Jy kan dit gaan lees in Matteus 21. Maar dan antwoord Jesus baie duidelik in sy woord en sê, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met hierdie vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op, werp jou in die see, dit sal gebeur. Ons kan berge skuif, so wat jy spreek, of wat jy bely. Hef jou op, werp jou in die see. Ons skuif hier die geestelike, hy praat hier van geestelike berg wat jy kan aanspreek. En alles wat jy in gebed vra, sal jy ontvang as jy glo. Kom ons spreek God se woord, sy beloftes. Kom ons spreek lewe in ons saak, in ons situasie. Kom ons spreek lewe in ons einde in. Lewe in Rustenburg in. Die Here duidelik vir die Esegiel verwys, daar die droë dorpbene. Ek bedoel, dis woestyn hier buite. Begin profeteer, begin spreek, begin lewe spreek oor hierdie groep in Jesus naam. Dankie vir God se gees, maar die aarde is vol van die heerlikheid van God. Jy beweeg op hierdie aarde. Jy's 'n kanaal, jy's 'n getuie. Here gebruik ons as kanale instrumente. Kan ons staan vanoggend in hierdie plek? Kan ons staan? Here, ek wil U loof, ek wil U prys, ek wil U aanbid vanoggend vir hierdie woord wat uitgegaan het oor hierdie volk vanoggend. Here, dankie dat ons begin besef die krag wat daar in ons woorde is. Ons spreek lewe, ons spreek guns. Dankie, Here, vir dit wat U instoor het vir elkeen se lewe. U staan vanoggend mense met sake, met situasies, met omstandighede in hulle lewe. Here, dankie vir dit wat ons spreek, vir dit wat ons bely, dat hierdie woestyntye gaan opklaar in Jesus naam. Here,
begunstigdes van die Allerhoogste in Jesus naam. Amen. Kom ons gee die Here